gee aan die seun die eer. Lang gelede was daar 'n baie ryk man wat net een kind gehad het, 'n seun. Die pa was baie lief vir die seun, wat op sy beurt net so lief was vir sy pa, en hom werklik gerespekteer het. Maar toe, onverwachts, en tot die vader se verschrikkelijke verdriet, sterf die seun. Die pa het sy seun tot sy dood nooit vergeet nie. Toe mense kom om te sien na sy erflating, kan hulle die ou man se testament nêrens kry nie. Te vergeef soek hulle, totdat die owerhede uiteindelik beveel dat sy boedel volgens die wet afgehandel moet word. Bij die wendisie is een van die artikels wat verkoop moet word, 'n portret van die seun wat so jong gesterf het. Voor die meeste mensen wat die wendisie bijwoon is die portret van nul en geener waarde, maar onder die beheers is die ou vrou wat die seun opgepas het toe hy nog klein was. Voor 'n klein sommiekie koop sy die portret, bly dat sy daarom 'n herinneringkie het aan die kind vir wie sy, jare gelede so lief was. Op 'n dag maak sy die raam skoon, en laas dit. Waar dit effens stikkend is, met die raak die achterkant los, en daar kry sy, achter die portret versteek, 'n dokument, die ou man se testament. Hij het al sy besittings nagelaat aan enigiemand wat lief genoeg was vir sy seun om sy portret te koop. En daar is die ou dame sommer oornag ryk. So, liewe lezer, kyk God ook na die seun of meisie, man of vrou, wat sy seun lief het. Daar is niks te goed, te groot, te wonderlik vir die een wat die seun van God die Vader lief het en eer nie. 'n Mooi persoonlijkheid, 'n goeie lewe, goeie dade, kan nooit God se vergifnis koop nie. Maar sy hart loop oor van liefdevolle deernis vir die wat sy seun waardeer en vertrou. Die Here Jesus het in sy lewe sy Vader volmaak vereer, en dit tot in die dood bly doen. God zal vir ewig die werk van sy seun vereer, en hij zal elke ziel sien wat sy vertrouwen in Jezus plaas. Hij wacht ook om jou te sien, liewe jong lezer. Die Vader het die seun lief en het alles in sy hand gegee. Hij wat in die seun glo, het die eeuwige lewe, maar hij wat die seun ongehoorzaam is, zal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 3 verse 35 tot 36. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, zodat ons deur hom kan lewe. 1 Johannes 4 vers 9. As jy met die mond bely dat Jezus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, zal jy gered word. Romeine 10 vers 9.